obstacles in your spiritual life. En dit is so belangrik, prys die naam van die Here. Baie kere dan weet ons nie hoe om te maak, om hindernisse wat ons geestelike pad kom, hoe om hulle te verwyder. En vanoggend gaan ons 'n bietjie leer wat ons kan maak. Prys die naam van die Here. Daar's net baie kere wat ons self eens weet, wat is 'n hindernis? Amen. Amen, liefers. Halleluja. Ek kan nie gaan preek. Ek kan maar net so agter gaan. Jy weet terwyl ek by die huis is en ek sit daar, en die Here gee my die gedeelte wat ek moet gebruik basies as inleiding. En die skrifgedeelte is in 2 Timoteus 1 vanaf vers 7. Want die woord sê van God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Amen, liefers. Wat baie belangrik is, 'n mens moet seker en goed weet. Die rede hoekom baie kinders van die Here bevrees is, want hulle weet nie wat hulle regte besit nie. Die Bybel noem 3 dinge. Die skrifgedeelte, hy sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Halleluja, maar van krag. Hoor jy die eerste ding is krag. Dan sê en liefde. Halleluja, hoekom liefde? Want jy moet alles aan die liefde van die Here moet kan jy kan aanstuur. En as jy nie besef, jy het iemand daar, die krag van God die dierbaar is. Prys die naam van die Here. Dan gaan jy bevrees wees. Hy sê van krag. Dan sê hy van liefde en selfbeheersing. Want as jy nie jouself kan beheer, as dit so hard is die dierbaar is, aan die einde van die dag kan maak ons foute. Amen. Baie mense het foute gemaak, omdat hulle halleluja, they really have a lack of self-control. Amen. Waar jy nie miskien iets moes gesê het nie, en jy het gesê, waar jy miskien iets moes gedoen het nie, en jy het dit gedoen. Amen. Kom ek vat dit net so vinnig. Hoe die Here op met my dierbaar is, hierdie, as ek kyk na hierdie 3 areas, is so belangrik dat die mense dit van God af moet bid. Jy moet vir die Here vra. Jy sien terwyl die vyand by die oggend, terwyl ek op pad polisiestasie toe is, ek graag water. En 'n oomblik waar iemand my tak, en hy oomblik van woede, jy sien die waars, wat die liefde moet getoon het om te kan verdra, het ek gevaar om te verdra. En halleluja, toe hy van my spot, gee om 'n pot met 'n plat aan, dat hy so dier die lucht trek. Maar wat is dit? Wat is dit? Gees van vreesagtigheid, die liefde wat met controle, het ek jou my onder besit. Sien die dierbaar is om te kan verdra, om langmoedig te kan wees, om beheers op te tree, kon ek nie daai moeilik nie. En wat verder is, prys die naam van die Here. Halleluja, toe kom nou geslaan het, toe ek klaar fout gemaak. Amen, ek het die beheers opgetree. So dit wys hoe belangrik het is. Halleluja, om sekere blokkades te kan, hindernisse te kan oorbrug. Moet jy selfbeheersing hê. Jy moet die liefde van die Here, halleluja, moet jy besit. Die eerste wat ek vir jou wil wys, is dit so belangrik om jou hindernis te kan identifiseer. Amen. You need to identify your obstacle. Hebreërs 12 vers 1 sê, hy sê terwyl ons dan so groot, halleluja, wolk van getuienis het, moet ons elke las aflê. So wat sê die woord? Daar's laste wat 'n obstacle is. Amen. En wat is 'n las? 'n las is iets wat halleluja aan jou pad staan. Baie kere is dit
Hy sê die sonde wat ons so maklik omring. Daar is dinge wat ons maklik omring om vinnig kwaad te word. Jy sien dat het daai my maklik omring. Hy doe kwaad raak, doe tree om. Maar my optrede was verkeerd. Sien nie die waar is. Ons moet gaan identifiseer, wat is die sonde? Amen. Ek miskien nie beheers. As rook een gewoonte geraak aan die jou, sal die allemaal kan rook. Maar as gaan oor die controle wat jy kan nie toevoeg. Sien nie die waar is as kinders van die Here. Hy kan homself nie controle. Hy as allemaal ons soos, maar my net daar hy sit. Toe kom die gedeelte van die 3 pastore wat halleluja op bootrit gegaan het. En terwyl hulle aan een kant saam met mekaar is, prys die naam van die Here. Toe sê hulle nog mekaar, ons 3 kamers met mekaar sing, hy moet so bietjie uitbring. Amen. En die ene hoe sê, maar ek is ou, as ek die sisters hier so in die kerk sien, halleluja, dis ook my probleem. Ek kan 'n mooi vrou kan ek nie weerstaan. Amen. Dat is hy identifiseer en ek sê sonde, sy swakheid. En die ander ene sê, wat? Ek is weer een wat, ek is baie oorgeerd. As hy opgesoen kom, Here, dan weet ek, aan die ander kant, as hy offers recht teen, dan vat ek hy wat ek nog wil hê. Die sien hy wys sy swakheid. Amen die was. En die laaste een sê, broers, ek het dus nou 'n probleem. Ek kan nie dinge vir myself hou. En toe hy dat sê, toe sê my man, maar ons het die grootste fout van onsself nou gemaak. So die man is ons moet die sonde wat ons so maklik omring, moet ons gaan identifiseer, want dan kan jy jou hindernis na die Here toe vat. En sê, Here, dit is my probleem, help my in dit. Amen die was. En dis hoe God ons help. So daar is hier die eerste gedeelte. Tweede gedeelte wat ek wil oor praat. Prys die naam van die Here. Jy sien, ek praat daar baie uit die hart uit. Die tweede is to use your authority. Amen. Die waar is, ek het gepraat van krag. Amen. Die Bybel sê, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Maar hoe weet ek en jy dat ons die krag besit? Lukas 10:19 sê, hy sê, ek gee aan julle die krag. Hy sê selfs om homself met julle te trap, samen te vernietig. Hy sê, ek gee julle allemaal. You have the authority within you. God deposit what in your life. Dis in jou lewe gedeponeer. En baie keer as ons bang. Toe Goliat die Israeliete wat in 'n Godse volk is, uitkaart en uitdaag, toe hardloop hulle weg. Amen. Ons hardloop weg voor die vyand. Terwyl die woord van die Here in Jesaja 54:17 praat hy van. Hy sê elke wapen wat teen jou gespier word, as die mense wapens die ons uitsteek, en wapens het om ons te verslaan. Hy sê die woord, geen wapen wat teen ons gerig, kan iets aan ons doen nie. Halleluja. Dit wil sê ons moet die woord van die Here met ons glo, en dit kan verklaar. Ons besit autoriteit. Sê vir iemand langs u, ek besit autoriteit. Ek besit die mag wat die Here in my lewe gedeponeer het. Halleluja. Yes. En as ons daai autoriteit het, dan staan ons soos 'n Dawid. Wat sê as jy wat God se slaghonde is, ek staan hier op
Die tweede obstakel wat ons moet remove is doubt, om te twyfel. Halleluja, wat sê Jakobus 1:6? Hy sê ons moet gelowig bid. Dat wat sê as ons gelowig bid, en hy sê as ons nie twyfel nie, dan sal ons werke kan versit. Sien daar in die ding, ons twyfel te veel. Die Bybel sê in hy gedeelte, ons is soos die branders. Dan kom, dan staan jy, daar leg jy, dan staan jy, dan leg jy. Een brander kom ons, hy gaan tot dit. Halleluja, ons geloof nie so wees nie. Ons geloof moet aan die Here wees. Ons geloof moet sterk wees. Halleluja, ons geloof moet onwankelbaar wees. Here, ek prys U. Here, ek prys U. Sit ek dink nou aan, terwyl ek een aand van Wuppertal af op pad is, en die polisiebakkie, hy dood onder my voet. En terwyl hy onder my voet dood, verklaar ek die bloed van Jesus. Sê Here, aan die naam van Jesus, bestraf ek nou hierdie vyand, dat hy nie voort moet hier aankom. En terwyl hy so hard op, hy was nou nie vrie, maar hy dood. Kom hy pak jy weer aan, en ek rijd tot by die polistasie. Die volgende dag, moes hulle die boterhaal laat kom, om die selfde bakkie in te tou. Hy kon nie meer staan nie, omdat ek gelowig gebid het, en nie getwyfel het nie, en die Here neergekom. Die staan, dit moet troos kom. Halleluja, die onbesekerste. Dankie Here, dankie Here. Laaste gedeelte. Obedience removes obstacles. Hallelujah. Maar ons gehoorsaam is. Jy weet, gehoorsaamheid bring ons in lyn met God se wil. Gehoorsaamheid vertrou dat God kan doen wat onmoontlik is. Hier kom die Here in Genesis 22:2. Hy sê vir Abraham, van jou enigste seun, en hy gaan offer hom by die berg Moria. Dan nou vir jouself, jou eie kind moet jy vat. Daai ding waarvoor jy die liefste is vanmôre, sê die Here, as ek jou 'n stuk sê, is jy bereid om dit te gaan offer. Abraham stap in gehoorsaamheid na die berg Moria toe. Jy kan vra van my pa, waar is die offer? Ons gaan offer, maar waar is die offer? Abraham is determined om die Here te gehoorsaam. Hoe maak die saak? Om sy seun vir wie hy so lief was, om hom te gaan offer. En die waar is, sy gehoorsaamheid word beloon. Halleluja! Baie kere praat die Here miskien met jou, om jou laaste R100 in iemand se lewe te saai. Jou laaste bakkie suiker te vat. Jou laaste blikkie koffie te vat, om te gaan offer. Abraham het dit gedoen wat die Here sê.
die tweede stem geluister het. Kyk, as ons 'n stem wat nou sê, wat gaan jy môre drink? Wat gaan jy môre eet? Ja! Toe Abraham sy hand oorhaal, toe sê die Here, Abraham, moet jy hand uitsteek nie. Hier is die offer. God kan die onmoontlike doen, wanneer ons bereid is om in gehoorsaamheid. Halleluja! Die Bijbel sê gehoorsaamheid is beter as offer. Ons sal te vergeefs selfs offer. Prys die naam van die Here. Ek koop 2 stukkies bakvis. Oh, ek sien al hoe lekker eet ek daai vis. Maar toe ek in my kar klim, sê die Here vir my, daai vis is nie jou vis. Ek sê, Here, as ek dan met my vis is, ek nie so vis is. My menslike gedagte sê, dis is 'n koekie Ariese vis. Toe ek daar reis kom, God neem my. Hy vat my aan my eie begeerte, my eie denken. Toe my suster koekie kom, toe sit 'n koekie nie daar nie. En 'n stem sê vir my, gaan na broer Philip toe. Weet jy wat? God sal jou verskillende rigtings instuur, wanneer hy jou toets, jou gehoorsaam. Amen! En terwyl ek dit dink, ek het nog nooit iets van my broer gegee nie. En terwyl ek by sy huis gaan draai, en ek draai maar, en ek kom terug, om stap as swart meisiekindjie swaar. En die Here sê vir my, hierdie 2 visies is van haar bedoel. Jy gehoorsaamheid. Halleluja! Jy moeilijke tijden niks gehad om te eet die dag nie. Jy moeilijke, halleluja! Wou die Here vir haar voorsien. Baie dame God ons gebruik. Aan iemand anders se nood, aan iemand anders se behoefte, te voorsien. Maar vanmôre vra die Here, as ons bereid om vanoggend gehoorsaamheid te gebruik, om alle hindernisse te verwyder. Amen. Ek sluit af. Die Here sê in 2 Timoteus, hy sê, want ek het julle die gees van vreesagtigheid gegee. Hy sê maar van krag en liefde en selfbeheersing. Halleluja! As ons bereid is om te sê, Here, ons gaan die obstacles, we will identify the obstacles. We will use your authority. Hallelujah! We will be our obedience. Ons gaan gehoorsaam wees, prys die naam van die Here. Halleluja! Halleluja! Kan weer by die derde ene kom.
En die goed wat ons moet gaan koop. Ons is die Dinsdag daar. En ons moet Saterdag terug. Is R13.000. Maar ek voel in my hart, twyfel nie meer. Vertrou die Here. Hy stel jou nooit teleur. Die waar is ek is dat hy dit net bekeer. Net bekeer. Halleluja, net bekeer. En hierdie lied lê op jou hart. En terwyl ons aan is, anders. Ek moet vir die wys as gaanse wat die vrou wil hê. En die vrou sê, meneer, is R13.000. My vrou is my. Ek sê, mevrou, ek het net R4.000. Ek staan na heel kalm. Maar die lied sê, twyfel nie meer. Vertrou die Here. Hy stel jou nooit teleur. Daar die vrou stap aan en sy gaan aan die kantoor en sy kom terug. Sy sê, meneer, ek gee al die goed vir jou op R4.000. As jy het van my beloof op maandag, bring jy alles terug. En R13.000 op R4.000. Trust in the Lord and don't despair. As jy die Here vertrou, as jy die Here glo, dan kom ek vir jou. Magtelik deel. Die Here seën sy woord. Halleluja. Die Here seën sy woord. Baie dankie.